Voordat ons gaan luister na die woord van die Here en hoor wat die Here vanmôre vir ons wil leer, kom ons sit so en ek wil regtig challenge dat daar waar jy sit, jy jou hart sal oopmaak en die Here sal toelaat om vanmôre in jou lewe in te beweeg. Die woord van God het soveel waarde en soveel betekenis. Dit leer ons, dit motiveer ons, dit ondersteun ons, dit bemoedig ons. Kom ons laat die Here toe om vanmôre met ons te werk. Kom ons maak ons oë toe. O Here, wanneer ons nou na u woord gaan luister, wil ons vir u dankie sê dat ons u woord het. Dankie dat ons dit in ons eie taal het. Dankie dat ons dit in ander tale het, wat ons ook kan gebruik, soos Engels. Dankie Here dat ons dit vryelik kan lees, dat ons dit vryelik kan koop. Dankie dat ons die Bible app, die YouVersion app het en ander apps wat ons kan gebruik. Dankie vir soveel geleenthede om te gaan met u woord. Ons is regtig besonder geseënd om dit te kan hê. Ons weet daar's van ons boeties en sissies in vervolgde lande waar hulle vervolg word, wat nie eers elkeen 'n Bybel het nie. En ons het vryelik toegang tot u woord. So ons sê vir u baie dankie. En ons wil vra dat u vanmôre vir ons sal leer uit u woord, en daarom maak ons onsself oop en ons vra, praat met ons, en ons maak ons harte oop dat u ons in ons harte kan beweeg. En ek vra nou dat u in my hart ook sal beweeg en deur my ook sal werk. In Jesus naam. Amen. Nou soos julle reeds weet, is vandag Moedersdag, nee. En dan volgende maand kom Vadersdag. En dan 'n ander spesiale dag is verjaarsdag, jou verjaarsdag, jou geliefdes se verjaardag, jou vriende se verjaardag. Dit is volop, nee, en ons kry hierdie spesiale dag. En dan kom dan natuurlik 'n dag soos Kersfees, nee, en nuwe jaar waar ons sommer baie moeite doen met ons geliefdes en waar ons graag saam hierdie tyd met mekaar ook wil deurbring. So, dis alles spesiale dae. En dit is dae waar ons waardering wys vir spesifieke mense in ons lewe. Waar ons waardering wys spesifiek vir die spesiale mense in ons lewens, nee. Dis hierdie dae wat ons hulle self waar ons hulle bo onsself plaas. Dis dae waar ons op hulle fokus en hulle laat belangrik voel. Maar die belangrike ding vanmôre is, ek dink en dis wat die Here vir my en jou wil sê, dat ek en jy moenie net wag vir hierdie spesiale dae om ander in ons lewe wat vir ons spesiaal is, belangrik te laat voel en kosbaar te laat voel en hulle te waardeer nie. So die tema vanmôre van hierdie boodskap is, waardeer die spesiale mense in jou lewe. Appreciate the special people in your life. En ek dink wat die Here vir my en jou vanmôre wil sê is, gebruik elke geleentheid wat jy het om waardering te wys vir die spesiale mense in jou lewe. Hoekom? Want die lewe is so ontsettend onvoorspelbaar. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 14, en dis ons ankervers vandag, dis die vers wat ons gebruik as vertrekpunt, as afskop vir hierdie boodskap vanmôre. Ek gaan lees eers uit die Christian Standard Bible en dan uit die New Living Translation. Yet you do not know what tomorrow will bring, what your life will be. Luister nou. For you are like vapor that appears for a little while and then vanishes. And the New Living Translation sê dit so mooi. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it is gone. Nou geef my vra maar hoekom op 'n spesiale dag soos Moedersdag begin ons met so 'n teks, nee. Ek dink juis omdat die Here vir jou en vir my wil sê, moenie net spesiale dae gebruik om die mense in jou lewe te waardeer en vir hulle te wys dat hulle kosbaar vir jou is nie. Jy sien, ek en jy, en dis wat die teks vir ons wil sê, ek en jy weet nie wat môre inhou nie. Ek en jy weet nie wat môre bring nie. Ons weet as ware nie of ons môre nog hier gaan wees nie. Die woord sê hierso nee, dat your life is like the morning fog, of die CSB sê, for you are like a vapor that appears for a little while and then vanishes. Jy's nou hierso in die volgende oomblik is jy weg. Die ander ding ook wat ek dink ons kan vat uit hierdie vers uit is, dat die lewe verander verskriklik vinnig. Vandag is goed so, en ewe skielik môre is alles anders. So,
Ons moet die tyd gebruik wat ons het, wat die Here vir ons gee. Hoekom? Want ons weet nie wat môre inhou nie. Ons weet nie wat môre gaan bring nie. Nou mense, voor ons aangaan wil ek so 'n persoonlike woord hieroor bietjie spreek. Ons het dit so duidelik ervaar ook in hierdie jaar. Ek het dit al 'n paar keer in my lewe ervaar en ek dink jy het dit al 'n paar keer in jou lewe ervaar. Maar ons as gesin het dit so duidelik hierdie jaar ervaar. Die een dag was alles nog goed en wel en alles het goed en mooi geloop. En ewe skielik het ons lewens ingrypend verander met Petrus se diagnose. En ewe skielik het goed net nie meer dieselfde gelyk as wat dit gelyk het voor dit nie. Ek het net weer eens besef hoe vanselfsprekend aanvaar ons die kosbare en die spesiale mense in ons lewe. En ons dink so baie keer hulle gaan maar vir ewig daar wees. En ons dink daar's baie tyd wat ons kan saam hê. En as sulke goed gebeur, wat ons ervaar het hierdie jaar, is dan ewe skielik besef jy hoe kosbaar hierdie persone in jou lewe is. En jy besef die tyd is kosbaar. En jy besef jy moet die tyd uitkoop en jy moet die moments cherish wat jy saam met die kosbare mense in jou lewe het. Kom ek sê vir jou, dis nie maklik as hierdie goed in jou lewe gebeur nie. Maar dit laat jou ewe skielik besef, en ek dink dis wat ek besef het, en ek dink dis wat ons as gesin sommer net weer besef het, dat so baie goed wat mens dink is belangrik, dit is nie regtig belangrik nie. So baie goed wat jy dink maak saak, maak nie regtig saak nie. En het mens sommer net weer besef hoe belangrik is die mense wat God vir ons gee in ons lewe. Dat op die ou einde is dit wat vir ewig gaan hou, die verhoudings. Al die ander goeders gaan agterbly, die geld en die besittings en die suksesse wat ons hier op aarde behaal, dit gaan agterbly, maar die verhoudings wat ons bou op hierdie aarde en in hierdie lewe, dit is wat vir ewig daar gaan wees en wat vir ewig gaan hou. En dit laat mens weer net bietjie nuut na die wêreld kyk. Dit laat jou anders dink oor goeders, dit laat jou anders dink oor die wêreld, dit laat jou anders dink oor jou eie prioriteite ook. En mense in die maande en weke wat verby is, het ek ervaar hoe die Here so baie hierdie gedagte op my hart gedruk het, dat mens die mense moet waardeer wat in jou lewe is. En dit is hoekom ons vanmôre daaroor praat. En ek dink die Moedersdag is 'n spesiale tyd, 'n spesiale dag om juis daaroor te praat. So die vraag is, as ons sê, ons moet die spesiale mense in ons lewe waardeer, hoe doen jy dit? Ek gaan 3 gedagtes met jou deel. Daar is sekerlik meer wat jy kan doen om te wys dat jy die mense waardeer in jou lewe. Maar kom ek deel vir jou 3 wat ek dink essensieel belangrik is. Die eerste is spandeer tyd saam. Spend time together. Mense die besig wees van hierdie lewe steel ons tyd met mekaar. Ons raak so vasgevang in hierdie ratreis van hierdie wêreld, Ons vergeet as die ware wat regtig saak maak, En ons vergeet dat die goed wat ons die meeste tyd baie keer aan spandeer, is die goed wat die kortste gaan hou. En dit wat die langste gaan hou, is baie keer dit wat ons die minste tyd en aandag aangee. En dit is so hartseer, En Jesus wys vir ons duidelik hoe belangrik hierdie kwaliteit tyd saam is. En ek wil vir jou lees uit Lukas 10 vers 38 tot 42. Dit mag waarskynlik nie vir jou 'n vreemde of onbekende gedeelte wees nie. Ek persoonlik het al 'n paar keer in my lewe hieroor 'n boodskap gebring. Jesus is nou hierso by Martha en Maria en Lazarus aan huis, While they were traveling, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home.
She had a sister named Mary, who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. Luister net gou hier hoe word Mary hier beskryf. She had a sister named Mary, who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. So wat het Mary gedoen? Sy het aandag aan Jesus gegee. Sy het ingedrink wat hy gesê het. Sy het kwaliteit tyd saam met hom deurgebring. Maar luister nou, but Martha, die kontras, was distracted by her many tasks. And she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand. Kyk nou net bietjie hierso vir Martha, Martha, die woord sê, Martha was distracted. Hier is Jesus Christus by haar aan huis. Maar sy mis die oomblik, want sy is distracted en dit gaan vir haar oor om kos te gee en vir al hierdie mense te sorg. Dit gaan oor die praktiese en die materiële, En dan word sy vies vir Maria wat nie by haar is en haar help nie, want Maria is by Jesus. Maria is besig om elke woord in te drink wat Jesus daarso spreek, En dan gaan sy na Jesus toe en sy sê, of hy nie omgee nie, en dat sy alleenig werk en dat Maria daar sit en dat hy vir Maria moet sê dat Maria moet help. En luister nou wat antwoord Jesus haar. The Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. Mary has made the right choice and it will not be taken from her. En mense, ek dink vir baie van ons, wil die Here partykeer ook hierdie woorde sê, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Dis so amper asof hy vas sê, Martha, jou prioriteite het jy verkeerd om. Maria het die regte prioriteit gekies vandag. Sy het gekies wat saak maak. En ek wonder of dit nie is hoe dit baie keer in my en jou lewe ook is nie. Ons is so besig en ons hou onsself so besig en ons dink baie keer goed uit om ons besig te hou. En ons mis dit wat belangrik is. En ons mis dit wat saak maak. Jy sien, tyd wat verby is verby. Moments wat jy gemis het jy gemis. Dit is soos water onder 'n brug, dit kom nie weer terug nie. En kan ek gou vir jou sê, geld en besittings maak nie op vir kwaliteit saam met die spesiale mense in jou lewe nie. So baie keer bou mense hulle hele lewe rondom geld en besittings en die beste en die mooiste huis en motors en meubels en al die fancy stuff en dit wat saak maak die mense word nie aandag aan gegee nie, word nie tyd mee spandeer nie. Wat help dit? Wat help dit? Jy het al die geld, jy het al die besittings, jy het die mooi huis, maar die verhoudings daarso is nie wat dit moet wees nie. Dit beteken absoluut niks nie. Daar's baie mense wat niks van daai goed het nie, maar hulle het mekaar en hulle is eintlik skatryk. Hulle het dit wat verhoudings jou kan bied. Jy sien, ons kry net uit verhoudings sekere goeders. Ons kan dit nooit op ander maniere kry nie. En daarom is dit nodig, dink ek, dat ek en jy vandag moet besef, dat ons moet moeite doen om tyd saam te spandeer met die mense wat vir ons kosbaar en spesiaal is. Niks kan kwaliteit saam met ander vervang nie. Dis hoe memories gebou word. So baie keer aanvaar ons mekaar net as vanselfsprekend. Jy dink daardie persoon gaan net nog môre daar wees. Kom ek sê gou vir jou iets. Nee, dit werk nie altyd so nie. Ek het dit persoonlik in my lewe ervaar, baie jare gelede, toe my broer oorlede is. In 'n motorongeluk. Ek onthou dit so goed, dit was 'n baie besige tyd in die gemeente, dit was Pinkstertyd in die gemeente, en dit was nog die dae wat ons Pinkster gehou het, elke aand, en ons sou die donderdag aand, na die diens vinnig by hom gaan koffie drink het. En ek het 'n verskriklike besige donderdag gehad, ek onthou dit so goed, en ek was regtig moeg na die diens, en ek het besluit, ek gaan dit kanselleer, en ek het hom gebel en gesê, ons gaan dit nie maak nie. En daardie Vrydag,
is hy oorlede in 'n motorongeluk. En ek het so baie gedink, pleks ek het maar gegaan. Pleks ek het maar daardie laaste oomblikke saam met hom. Ek het nie gedink dat daardie koffie drink daardie aand sou die laaste keer wees wat ons by mekaar was nie. En ek was so spyt dat ons nie maar gegaan het nie. En mense, ek wil daarom vir jou sê, binne die tye wat jy het, saam met die mense wat die Here vir jou gee. En let wel, dit gaan nie daaroor om 'n boksie af te tik nie, dit gaan nie daaroor om te sê, ek het dit nou gedoen. Moenie dit doen uit dwang nie, moenie dit doen uit skuldgevoel nie, en moenie dit ook doen uit vrees, omdat jy bang is, die persoon gaan nie meer môre daar wees nie. Nee, fokus op nou. Koop die tyd uit wat die Here vir jou gee nou, saam met daardie persoon. As daar iets is wat jy vir daardie persoon nou wil sê, sê dit. As daar iets is wat jy wil doen, doen dit nou. Jy het vandag, dit is so belangrik. En maak tyd vir die kosbare mense in jou lewe. Maak tyd vir die spesiale mense in jou lewe. Baie keer is ons so gefokus op onsself, nee, ons wil net ons eie ding doen en ons wil net doen wat ons wil doen en daarom wil ons nie saam met die kosbare mense in ons lewe wees nie. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Daar kom 'n dag wat jy gaan spyt wees en jy gaan terugkyk en jy gaan sê, ek is so jammer, ek het nie die geleenthede benut wat die Here my gegee het nie. En kom ons sê vir mekaar, almal van ons faal hierop baie keer in ons lewe. Want almal van ons mis oomblikke wat soveel anders kon gewees het. So dis die eerste, as ons die mense in ons lewe moet waardeer, die spesiale mense, dan moet ons tyd saam met hulle spandeer. En ek wil ook net sê, ons moet ook kwaliteit saam met hulle spandeer. Die tweede is, wys waardering, show appreciation. Paulus sê in Filippense 1 vers 3, en dit is vir my so kosbare teks, hy sê, every time I think of you, I give thanks to my God. Hoe wonderlik, nee, hy praat hier spesifiek oor die gemeente en dit wat hulle vir hom doen. Maar dat hy sê, elke keer as ek aan julle dink, dan sê ek dankie vir God. En weet jy, dis waar ek en jy ook moet wees. Ons moet as ware, as ons aan die spesiale mense in ons lewe dink, moet ons, die oomblik wat ons dit doen vir die Here, kan sê, dankie Here vir hulle. As jy 'n ma en 'n pa het, dankie vir hulle. As jy 'n boetie en 'n sis het, dankie vir hulle. As jy spesiale vriende het, dankie vir hulle. As jy mense het wat close met jou is en die lewe saam met jou doen, sê dankie vir hulle. Jy sien, waardering begin in die hart. Waardering is as ware 'n gesindheid. En jy sien, hoekom mis baie mense waardering? Want hoe meer jy gefokus is op jouself, hoe minder waardering sal daar in jou lewe wees. Hoe meer die lewe gaan oor jouself, hoe minder sal jy ander waardeer en wat ander vir jou doen en wat ander vir jou beteken. En daarom is dit wat ek sê, dat ek dink regtig dat waardering is 'n gesindheid wat in ons harte begin. Romeine 12 vers 10 sê, love one another, luister mooi, deeply as brothers and sisters, and take the lead in honoring one another. Nee, ook binne die kerk en ook met die mense wat die spiritual pad saam met jou stap, ons moet mekaar waardeer. En die woord sê so, love one another deeply, nie sommer net oppervlakkig nie. Maar luister hierdie, en dit is waaroor ek vir 'n oomblik wil praat. Take the lead in honoring one another. Jy sien, wat ons baie keer doen in verhoudingsmense, ons wag dat die ander persoon die inisiatief neem. Baie van ons is so ingestel daarop, ander moet vir my doen, ander moet na my kyk, ander moet vir my goed wees, ander moet my waardeer. Maar ek hoef dit nie te doen nie. Of partykeer kry jy mense wat hierdie gesindheid het van, ek wag eers om te kyk wat ander doen, en dan sal ek doen. Nee, luister wat sê die woord hierso. Take the lead in honoring one another. Neem jy die inisiatief. Dit begin by jou. Neem jy die inisiatief om waardering te wys. Neem jy die inisiatief om vir daardie persoon of persone in jou lewe te wys, dat hulle vir jou saak maak, dat hulle vir jou kosbaar is. Spreuke 15 vers 23 sê, a person takes joy in giving an answer, and a timely word, how good that is. Weet jy nee, a timely word is om partykeer net by iemand te gaan sê en sê, dankie vir wat jy vir my beteken.
Ons sê so maklik dankie vir dit en dankie vir dat, maar ons doen dit baie keer uit 'n gebruik, want dis etiket om dit te sê dankie vir dit as iemand vir jou iets gedoen het of iets gebring het, dankie daarvoor. En dit is belangrik, maar hierdie waarvan ek nou praat is so bietjie meer as dit 'n timely word. Om dalk net 'n tydjie te vat en vir 'n persoon te sê, weet jy is kosbaar vir my, jy maak saak vir my en dankie vir wat jy vir my doen. Dankie dat jy daar is. Dankie dat jy vir my omgee. Dankie vir al die sacrifices. Ag, ek kan 'n lang lys noem, nê. Daardie woorde het soveel betekenis. En weer eens moet ons dit nie doen om iemand te manipuleer nie. Ons moet dit nie doen uit dwang nie. Ons moet dit doen omdat ons daardie persoon regtig waardeer. Kom ons gaan terug na Paulus, Filippense 2 vers 5 tot 7. In your lives, you must think and act like Christ Jesus. Nou onmiddellik as hy dit sê, dan sê hy vir ons, hou Jesus Christus as die voorbeeld. Volg sy voorbeeld ook in verhoudings, nê. Nou verduidelik hy sê, Christ himself was like God in everything, but he did not think that being equal with God was something to be used for his own benefit. But he gave up his place with God and made himself nothing. He was born as a man and became like a servant. Ons moet die voorbeeld van Jesus volg. En wat was die voorbeeld van Jesus? Jesus het sy ere posisie prys gegee om te kom dien hier op aarde. Waardering, mense, is baie meer as woorde. So belangrik soos die woorde is, so kosbaar soos dit is waardering baie meer as woorde. Jy sien, waardering word gewys deur dade. Waardering word gewys deur optrede. Waardering word gewys onder andere deur diensbaarheid. Dit is 'n gesindheid. En dit is wat Paulus hier sê, dat ons Jesus se voorbeeld moet volg. Hy het nie gesit en gewag dat hy gedien word nie, hy het gedien. Ons is baie keer andersom. Ons wil gedien word. Almal moet alles vir ons doen, maar ons wil nie vir hulle iets doen nie. Of ons soek verskoning om dit nie te doen nie, of ons maak asof ons nie eens verstaan nie. Of ons is so in ons self vasge, dat ons nie eens ooit daaraan dink om vir iemand anders iets te doen nie. Mense, dit is 'n baie gevaarlike plek as jy daar is. As kinders van die Here, en ons leef in sy lig, moet ons sy lig weerspieël, en ons doen dit ook wanneer ons die inisiatief neem. Wanneer ons die inisiatief neem in liefde, wanneer ons die inisiatief neem in waardering, wanneer ons die inisiatief neem in diensbaarheid. En ons leef in 'n tyd, mense, wat, dit is vir my so sad, diensbaarheid word al hoe minder. Ons wat lank lewe al, ek kan vir jou sê, 30 en 40 jaar gelede was dit nie so nie. Dit was, ja, daar was baie mense wat ook nie wou diensbaar wees nie, maar jy het baie meer diensbaarheid gesien. Maar ons leef in 'n tyd waar mense so gefokus is op hulle self, so gefokus is op hulle eie belange en wat hulle kan kry, dat daar is net nie meer, mense wil net nie meer diensbaar wees nie. Dis te veel moeite om ander te dien. Dis te veel moeite om vir ander iets te beteken en vir ander iets te doen. Ons maak soveel verskonings. Dis nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. As ek en jy in Jesus se lig lewe, dit wat die Here vir ons hierdie jaar leer, en ons moet sy liefde en genade reflekteer, nee, dan beteken dit dat ons ook diensbaar moet wees. En kom ek sê vir jou, teenoor die spesiale mense in jou lewe, dit moet nie vir jou effort wees om vir hulle iets te doen nie. Dit moet nie vir jou effort wees om diensbaar te wees nie. Dit moet presies die teenoorgestelde wees. As ek en jy vir die mense in ons lewe wat vir ons kosbaar is en spesiaal is, iets kan doen, is dit eintlik 'n voorreg. Dis 'n voorreg dat jy vandag nog daardie persoon het, dat jy diensbaar kan wees teenoor daardie persoon. Hoe weet jy of daardie persoon nog daar gaan wees in die toekoms? En eendag in die toekoms dink jy terug, en dan verlang jy na daai moments, en dan het jy daai moments gemis. Ons aanvaar te veel die mense in ons lewe, en spesifiek die spesiale mense in ons lewe, as vanselfsprekend.
Ons aanvaar hulle liefde en hulle omgee en hulle ondersteuning vir ons as vanselfsprekend. En ek wil vir jou sê, kom ons hou op om dit te doen. Kom ek en jy begin nie net sê ons waardeer mense nie, maar dit is maklik om te sê, ek waardeer iemand. Kom ons wys daai waardering. Dis nie te veel gevra nie, dis wat opregte omgee doen. Baie keer sê ons gee om vir iemand, maar ons gedrag, wys dit? Ons gesindheid, wys dit? So miskien moet ek en jy werk aan die gesindheid in ons hart. Want soos ek sê, waardering is 'n gesindheid. Dit begin in ons hart. Maar 'n hart wat vol van jouself is, 'n hart wat consume is met jou eie wêreld, is nie 'n hart wat 'n gesindheid van waardering gaan hê nie. Die derde is ondersteun en motiveer mekaar. Support and motivate each other, nee. As iemand werklik vir jou saak maak, sal jy daardie persoon wil ondersteun, spesifiek in moeilike tye. En kom ons sê gou vir mekaar, ons almal gaan deur moeilike tye. En as jy nie nou op die oomblik daardeur gaan nie, dan gaan 'n dag kom wat jy daardeur gaan. En ek spreek nie dood oor jou nie. En baie keer kom dit onverwags en dit kom vinnig. Dis deel van die lewe, want ons leef in 'n gebroke wêreld. En as iemand regtig vir jou saak maak, kyk wat jy kan doen vir daardie persoon wanneer hulle deur moeilike tye gaan. Ondersteun daardie persoon. Moenie net aan jouself dink nie. Jy sien, baie keer ek is terug by dit, ons is so gefokus is op onsself, dat ons nie eens dink aan die persoon waardeur die persoon gaan nie. En ons dink nie aan maniere hoe ons dit vir daardie persoon kan ondersteun of dalk makliker kan maak nie. Weet jy nie, so baie keer, en ek weet ons bedoel dit almal goed as ons dit vir mekaar sê vir my as ek iets vir jou kan doen. Ek weet almal van ons bedoel dit goed. Maar kom ek sê vir jou, baie min keer gaan mense vir iemand sê, doen dit of doen dat vir my. Ek dink meer as om net te sê vir my, as ek iets vir jou kan doen. Neem die inisiatief en kyk wat kan jy doen. Dit hoef nie altyd groot goed te wees nie. Dit kan partykeer klein goedjies wees. Hoe jy vir 'n persoon kan help binne in moeilike omstandighede. Te veel van ons is te veel gefokus op onsself. Ook kinders van die Here. En as jy gefokus is op jouself, dan sien jy nie eers geleenthede om vir 'n ander persoon te ondersteun nie. En jy stel eintlik nie eens belang om vir 'n ander persoon te ondersteun nie. Jy sien, klein dingetjies is baie keer die dingetjies wat groot verskil maak in sulke tye. Die feit is, almal van ons het ander in ons lewens nodig. En as jy vandag dink jy het ander nie nodig nie, ek het nuus vir jou. Dan gaan 'n dag kom wat jy gaan besef, jy kan nie alleen nie. Jy het ander nodig. Elkeen van ons gaan deur tye wat ons die ondersteuning van die mense in ons lewe baie nodig het. Moenie verwag dat ander jou moet ondersteun en help wanneer jy deur moeilike tye gaan, maar jy stel nie belang om hulle te ondersteun nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie die gesindheid van Jesus Christus nie. En kom ek sê gou vir jou, dis in moeilike tye, dis in swaar kry tye, dis in struggle tye, wat 'n mens kan agterkom en kan sien wie's die mense wat regtig omgee, wie's die mense vir wie jy regtig saak maak, en wie's die mense wat regtig vir jou lief is. Dit is so waar. Spreuke 17 vers 17 sê 'n mooi ding, en ek lees dit uit 'n Message. Friends love through all kinds of weather. Is dit nie so waar nie? 'n close vriend is daar vir jou binne in watse omstandighede ook al deurgaan. And families stick together in all kinds of trouble. En daarom mense is dit so belangrik. Die vriende in jou lewe, die close vriende is belangrik. Die familie wat die Here vir jou gegee het om jou lewe mee te deel, is belangrik. Die spesiale mense in jou lewe is belangrik. Maar ons moet mekaar nie net ondersteun nie. Ons moet mekaar ook motiveer. Ons moet mekaar moed inpraat. Ons moet, en ek weet baie keer struggle ons daarmee, want baie keer gaan mense wat vir ons lief en dierbaar is, gaan deur situasies wat jy amper nie weet wat om vir hulle te sê nie. En ek dink ons moet nie cliché sê nie. Baie keer kan ons net eerlik wees en sê, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ek is jammer vir jou. Ek dink aan jou. Jy maak vir my saak. En baie keer is dit nodig dat ons nie eens 'n woord sê nie, dat ons net daar is vir iemand. Net daar wees vir iemand is baie keer meer as al die woorde werd.
Partykeer moet ons mekaar motiveer, nê. Want partykeer kom ons op 'n punt wat ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie ding gaan nie, ek weet nie hoe gaan ek cope nie. Dat ons mekaar motiveer. Maar ons moet mekaar nie net motiveer in moeilike tye nie. Ons moet mekaar ook, die spesiale mense in jou lewe, moet jy ook motiveer in die goeie tye. En ons moet in mekaar se lewens inspreek met liefde. Ons moet mekaar shape, nê. Ons moet aan mekaar bytel as het ware, nê. En weet jy wat, partykeer kan jou woorde en jou motivering vir iemand help om 'n ander perspektief te kry en dit help daardie persoon. Hoor wat sê Spreuke 27 vers 9, the heartfelt counsel of a friend is as sweet as perfume and incense. Daai raad gee en met jou praat, al is dit dalk vir jou konfronterend, wat uit liefde gebeur, uit die persoon se hart uit, is as sweet as perfume and incense. Die probleem is ons leef in 'n tyd wat mense nie meer wil hê ander moet hulle raad gee nie, wat mense nie wil hê ander moet inspreek in hulle lewens nie. Ons raak so vinnig offended. Ons gaan staan so vinnig op ons agtervoete. Mense, die Here gee die spesiale mense in ons lewens, sodat ons vir mekaar kan help om te groei, sodat ons mekaar kan help om te ontwikkel. Ek wil amper sê om spiritually groot te word. En daarom moet ons, as iemand in liefde met my praat en inspreek in my lewe, waardeer dit, moenie offended raak nie. Maar as ons inspreek in iemand se lewe, kom ons doen dit altyd met die regte gesindheid om daardie persoon te help, nê. Wanneer jy ander mense motiveer en ander ondersteun, wys dit ook dat jy die persoon waardeer. Want jy sien, as ek nie, as 'n persoon nie vir my kosbaar is nie vir my saak maak nie, gaan ek nie belangstel om daardie persoon te ondersteun nie, en ek gaan nog minder belangstel om in te spreek in daardie persoon se lewe. Ek gaan nie die houding hê van, ag, maak jy wat jy wil, en dit, as jy nou verkeerde keuses ook maak, en moeilikheid kom, dis maar jou keuse. Maar as jy vir iemand omgee, dan wil jy nie so wees nie. As jy vir iemand omgee, wil jy in daai persoon se lewe inspreek, en wil jy ook daardie persoon motiveer. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê dit baie beduidelik. Therefore encourage one another and build each other up as you are already doing. Daar staan dit. Encourage one another and build each other up as you are already doing. So wat moet ek en jy doen? Dink aan maniere hoe jy die mense in jou lewe kan ondersteun, hoe jy hulle kan motiveer, hoe jy hulle kan help. En soos ek sê, baie keer sê mense, ek weet nie hoe nie. Maar kom ons maak dit nie so complicated nie. Dit is nie complicated nie. Neem net die inisiatief. Doen die klein goedjies. Ons hoef nie noodwendig die groot goed te doen nie. Doen die klein goedjies. En natuurlik moet ons mekaar ook motiveer om te lewe soos wat God wil hê. Ek dink dis so essensieel belangrik. Want op die ou einde is ek en jy boeties en sissies van mekaar. En ons doen die lewe saam met mekaar. En dit moet my begeerte wees en jou begeerte wees as ons kosbaar vir mekaar is, dat ons ook saam die pad met die Here sal stap, nê. Hebreërs 10 vers 24 sê, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Maar weer eens, mense raak so maklik offended. Daar moet ons werk aan daai offense in ons lewe. Ons spring te vinnig op ons perdjies, nê. En moenie net behoorling wees om vir ander goed te sê, maar hulle mag nie vir jou sê nie. Dit werk nie, ook nie so nie. As jy bereid is om vir ander mense te sê wat jy wil, moet jy vat dat hulle vir jou kan sê wat hulle wil. Maar op 'n positiewe punt, nê. Dink aan maniere hoe jy die spesiale mense in jou lewe kan motiveer tot die liefde van God en om goed te doen en om die Here se pad saam te stap. En mense, dit is nie altyd so maklik nie. Dis veronderstel om maklik te wees. Maar selfishness en offense staan baie keer in die pad hiervan. En pride staan baie keer in die pad hiervan. En partykeer wat in die pad hiervan staan, is dood eenvoudig dat, ons worry net vir nie verander nie. En elkeen van ons gaan net ons eie pad. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. So vandag wil die Here vir my en jou sê, waardeer die spesiale mense in jou lewe.
En hoe doen ons dit? Spandeer tyd saam met hulle, wys waardering waar dit oorgaan tot aksie, en ondersteun en motiveer mekaar. Ondersteun en motiveer hulle. Nou, dis Moedersdag. 'n spesiale dae op die kalender is goed en wel. Maar mense, kom ek vra jou 'n vraag. Moet ons regtig wag vir die spesiale dae op die kalender om ons waardering en ons omgee vir daardie spesiale mense in ons lewe te wys? Nee. Nee. 1000 maal nee. Moenie wag vir 'n spesiale dag of 'n spesiale geleentheid om vir die spesiale mense in jou lewe te wys dat jy vir hulle omgee, om te wys dat hulle vir jou kosbaar is, om te wys dat hulle vir jou saak maak nie. Nee, leef in die hede, wees teenwoordig nou, doen dit nou, doen dit vandag. Ja, jy kan op daai spesiale dae daai ekstra doen. Maar moenie dink, ag, as ek dit nou gedoen het op Moedersdag, môre gaan ons nou maar weer aan nie. Of wag tot die birthday en dan worry ek nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat ek vir jou wil sê vandag en wat ek glo die Here vir my en jou wil sê is, koop die tyd uit en gebruik elke geleentheid wat jy het om die kosbare en spesiale mense in jou lewe te waardeer en dit vir hulle wat te wys. Moenie dit uitstel nie. Dalk mense, en ek sê dit onder die bloed van Jesus en ek sê dit met groot versigtigheid, dalk al wat jy het is nou. Dalk al wat jy het is vandag. Hoe sal jy weet? Hoe sal jy weet? Ons ankervers sê vir ons is soos 'n wyper wat nou hier is en dan verdwyn, soos mis wat voor die son verdwyn. Hoe weet jy of jy môre daar gaan wees? Hoe weet jy of die ander persoon môre daar gaan sê? En ek sê dit nie dat ons nou met vrees in ons harte moet leef oor wat gaan gebeur met ons of met ander nie. Ek sê dit en ek glo dis wat die Here vir my en jou vandag wil sê is, besef dit, die lewe is onvoorspelbaar. Ons weet nie wat die toekoms bring nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Daarom moet ons lewe in die oomblik vandag. Waardeer die mense wat in jou lewe is vandag. Wys dit vir hulle, spandeer tyd saam met hulle, ondersteun hulle, motiveer hulle, wys jou liefde vir hulle vandag. En vandag op Moedersdag, kom ek challenge almal van julle wat kinders is en al die mans vir julle vrouens, wys die waardering vir jou ma. Wys die waardering vir jou ouma. Wys die waardering vir jou vrou. Mag ek weer sê vir al die mamas en vir al die oumas, mag dit vir julle 'n kosbare dag wees en mag julle ervaar dat julle kosbaar is en dat julle waardeer word. Kom ons maak ons bid. Hemelvader, Here Jesus, baie dankie dat U so ernstig met ons gepraat het vanmôre. Ja, Here, ons wil nie hoor dat ons lewe soos 'n wyper is wat nou hier is en dan weg is nie. Maar dit is 'n wake-up call vir ons om te besef, Here, dat ons weet nie wat môre bring nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. En baie van ons het dit al in ons eie lewens ervaar. En daarom is dit my gebed, Here, dat ons sal ter harte neem wat U vandag vir ons gesê het. Dankie vir al die spesiale en kosbare mense in ons lewens. Dankie vir almal wat U vir ons gee om die lewe saam met ons te deel. Help ons, Here, om mekaar te waardeer. Help ons om die mense te wys in ons lewe wat kosbaar en spesiaal is, dat ons hulle waardeer, dat ons hulle raak sien, dat ons omgee. Maar help ons ook in U kerk en in ons gemeente, dat ons ook vir mekaar sal wys, dat ons mekaar waardeer en dat ons vir mekaar omgee. En help ons, Here, dat ons nie wag dat iemand anders dit vir ons moet doen nie, maar dat ons die inisiatief sal neem. Maak vir ons los van onsself, Here. Maak vir ons los van selfishness en selfgerigtheid en eie belang. En maak ons ingestel op ander en op U. Want Here Jesus, U is ons voorbeeld. Laat ons 'n gesindheid hê van waardering en 'n gesindheid van liefde en omgee. Dankie vir ons saamwees vandag. Ek vra dat U ons almal sal bewaar deur die week. Dat U ons in die holte van die hand sal hou. Almal wat hierdie week op die pad gaan wees, Here Jesus, ek bid dat U hulle sal beskerm en bewaak, dat U bloed oor hulle sal vloei,
oor hulle voertuie sal vloei, dat die engele sal opdrag gee om 'n laar om hulle te span en die engele voor hulle sal uitstuur om hulle pad gelyk te maak. Ek wil bid dat U vir elkeen van ons gesondheid sal gee en almal wat struggle met siektes of diagnoses wat hulle ontvang het, ek wil bid dat U healing sal kom gee, want U is Jehovah Rapha. Elkeen wat in finansiële nood of materiële behoeftes is, ek wil bid dat U sal wys dat U Jehovah Jireh is. En Here, elkeen wat 'n battle fight, ek wil bid dat U Jehovah Nissi sal wees vir elkeen en dat U sal opdaag en die battle vir elkeen van die kinders sal fight. Ek vra dat U voor ons sal uitgaan, Here. En ek vra dat die hand van bewaring oor ons sal wees en dat ons volgende week weer op hierdie manier by mekaar kan kom. Nogmaals dankie vir hierdie dag. Nogmaals dankie dat ons op hierdie wyse saam kon wees. En dankie vir wat U vir ons geleer het. In Jesus naam. Amen.